Het julle geweet dat hier 'n Suid-Afrikaanse maatskappy is wat alreeds laas jaar aangekondig het dat hulle die back-enclosure-enstof sal kan vervaardig hier binne in Suid-Afrika? Die regering het hulle absoluut geïgnoreer. John Steenhuisen het nie belang gestel om met hom, met die dokter daar eers te praat nie. Hy het Dr. Dan Goosen van Disease Control Africa het toe vir die landbouorganisasies gekontak. Menigte van hulle. Almal het hom geïgnoreer en net gesê hulle kan niks vir hom doen nie. Maar almal het op die einde van die dag geskree van blydskap toe daar gesê word dat die enstowwe ingevoer gaan word ten duurste vanaf Turkye en Argentinië. Dr. Dan daarso by Disease Control Africa, sy enstof is 'n fraksie van die prys wat ingevoer gaan word. Maar miskien is sy BEE status nie goed genoeg nie, of miskien is dit nie reg nie. Miskien is daar nie genoeg geld vir die regering en vir John Steenhuisen om te maak nie, want jy sien, indien Disease Control Africa die vaksine gaan vervaardig, gaan die veeartse direk kan bestel by hulle, soos hulle op die oomblik doen. Ek het al baie van die enstowwe gebruik op die plaas, teen bloutong by skape, as ook knopvelsiekte by beeste, en ek het nog nooit 'n probleem met hulle ervaar nie. Ek het nog altyd baie tevrede met hulle produk gewees. As Dr. Dan vir jou sê, dat indien hy vandag toestemming kry, kan hy binne 3 maande vir ons in Suid-Afrika back-enclosure-enstof vervaardig, wat in Suid-Afrika vervaardig is vir die korrekte stamme hierso. Maar die regering staan die pad, hulle wil dit nie doen nie. Net so kom hierdie aankondiging, wanneer was dit? Gister oor die naweek, deur wat sê dat ons slegs voordeel uit rooi vleis uitvoere kan ervaar indien jy BBBEE geregistreerde maatskappy is. Met ander woorde, ons gewone boere gaan glad nie voor dit uittrek. Of ons nou vrot van die back-enclosure in Suid-Afrika is, en of ons nou nie is nie, dit maak nie eintlik vir ons saak nie. Ons, die produsent, moet al die skade ly, moet al die moeite deurgaan, tot geen voordeel vir ons nie. Maak nie vir ons saak nie. Want op die einde van die dag word die room weer afgeskep. En weet jy wat, dit gaan ook nie vir die swart boere help nie. Dit gaan 'n paar vetkatte binne die regering van Nasionale Eenheid op hierdie oomblik geld vergee. Dis hoekom hulle op elke moontlike gebied dit probeer blok. En John kan nou sê wat hy wil op hierdie aarde deur te sê, ja, hierdie BEE-wetgewing was voor hom al reeds daar gewees, maar hy spreek hom ook nie daarteenoor uit nie. En hy het gesê, hy sal dit, die mooi Engelse woord is enforce, dat die wetgewing net so toegepas word op ons rooi vleisprodusentebedryf. Hy maak nie sy rug daarteen styf nie. Dis hoekom ek so teen 'n gesentraliseerde stelsel is. Dis hoekom ek sê is so gevaarlik om al jou inligting na een platform soos RMAS te stuur. En jy moet op die einde van die dag hoop, dis hulle sal na jou beste belange omsien. Terwyl organisasies alreeds vir ons gewys het, soos die RPO, dat hulle nie na ons beste belange omsien nie. AgriSA sien nie om na ons beste belange nie. Inteendeel lê glad nie om vir ons nie. Ons kan nie meer hierdie organisasies, bedryfsorganisasies blindelings vertrou nie. Anders sou hulle lankal, byvoorbeeld private vaksinevervaardiging binne Suid-Afrika bevorder het. En hulle almal is genader en hulle het net doodeenvoudig geweier om dit op te volg of om selfs die regering namens Disease Control Africa te nader. Op die einde van die dag is ons op onsself aangewesig. Daar gaan vir jou geen voordeel wees of ons back-enclosure of vry of nie is nie. Ons sal vir onsself moet kyk. Ek doen 'n beroep op organisasies om bietjie te probeer vir eens in julle leeftyd iets vir julle produsente te probeer doen. Laat weet ons wat gaan vir wat met hierdie vaksine. Ek het ook reeds 'n paar ander mense met redelike inslae gekontak. Kom ons kyk of ons eie enstof binne in Suid-Afrika, private enstof binne Suid-Afrika, kan druk om op die rakke te kom, sodat die boer self kan aangaan. Dankie.